kinderkanaal. Vandag doen ons Parasha 14. Parasha 14 se naam is Va'era. Lang gelede het die volk van Israel in Egipte gewoon. Elke dag het hulle baie hard gewerk. Hulle het swaar klippe gedra, hoë mure gebou en eindelose take vir Farao die koning gedoen. Party mense was baie moeg, party was hartseer, party het selfs mekaar gefluister. Sal God ons ooit help? Maar God het hulle nie vergeet nie. God wou hê hulle moes iets baie belangrik weet. Hy verskyn om sy volk te help en te beskerm. Hy wou hê die Israeliete moes sy krag sien, sy liefde voel en sy beloftes vertrou. Die spesiale woord vir vandag is Va'era. Dit beteken, en ek het verskyn. God het gesê, ek is hier, ek sal jou help, ek sal jou lei en ek sal jou beskerm. So kom ons kyk na die letters van Va'era en wat hulle ons oor Abba leer. Die eerste letter is Vav. Vav lyk soos 'n klein hak. 'n Hak verbind dinge aan mekaar. Dit herinner ons daaraan dat Abba homself aan sy volk verbind. Hy wil naby aan hulle wees en hulle help. In Eksodus 6 vers 2 het God vir Moses gesê, ek is die Here. God het gesê, ek is hier by jou. Het jy ooit eensaam gevoel? Wie is by jou wanneer jy alleen voel? Ja, Abba is altyd by jou om jou te help en te beskerm. Die tweede letter is Alef. Alef is stil, maar dit staan vir Abba se krag. Selfs wanneer Abba stil lyk, is hy steeds sterk en aan die werk. In Eksodus 6 vers 6 beloof God om sy volk te red. Soms kan ons nie sien hoe God werk nie. Kan hy steeds stilweg werk? Ja, Abba verskyn om ons te help, selfs wanneer ons hom nie kan sien nie. Die derde letter is Resh. Resh lyk soos 'n kop. Dit beteken leier. Abba is die leier wat die regte pad vir sy volk wys. In Eksodus 6 vers 8 het God beloof om sy volk na 'n goeie land te bring. Wie help ons vandag om goeie keuses te maak? Ja, Abba lei en beskerm ons elke dag. Die vierde letter is weer Alef. Alef verskyn weer om ons te herinner dat Abba nooit weggaan nie. Selfs wanneer die mense moeg, hartseer of bang voel, is Abba altyd daar. Wanneer ons al die letters saamvoeg, vertel Va'era vir ons dat God hom met sy volk verbind, sy krag wys en hulle lei. Ons tema is weer waar. God verskyn om sy volk te help en te beskerm. Kom ons hoor nou die storie van wat gebeur het. God het met Moses gepraat en gesê, ek is die Here. Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn. Ek het beloof om hulle te help en ek sal my beloftes hou. Moses het na die volk gegaan en vir hulle vertel wat God gesê het. Maar die mense was moeg en bekommerd. Hulle het vir mekaar gefluister, kan ons Abba regtig vertrou? Sal hy ons regtig red? Toe het Abba Moses na Farao die koning van Egipte gestuur. Farao was trots en hardkoppig. Hy het gesê, nee, ek sal nie julle volk laat gaan nie. Maar Abba het sy krag met wonderlike tekens gewys. Die eerste een, die Nylrivier het bloed geword. Die water het rooi bloed geword en die visse het doodgegaan. Die tweede een, paddas oral. Paddas het uit die rivier gekom en was in huise, beddens en kombuise. Die derde een, muskiete. Die stof van die aarde het klein insekte geword wat mense en diere baie gepla het. Die vierde ene, steekvlee. Groot swerms vlee het die Egiptenaars getuister, maar nie die Israeliete nie. Die vyfde ene, siektes onder die diere. Baie van die Egiptese vee het siek geword en doodgegaan. Die sesde ene, swere en sere. Pynlike swere het op mense en diere verskyn. En die sewende ene, haal en vuur uit die hemel. 'n Verskriklike storm met haal het bome en diere verwoes. In Eksodus 7 vers 8 tot 8 vers 19 staan daar, die mense het in ontzag en verwondering gekyk. Abba het sy krag gewys en almal herinner dat hy sterker as Farao is. Hy het sy volk beskerm. Wie is sterker as alles? Ja, Abba is. Abba verskyn om sy volk te help en te beskerm,
selfs wanneer dinge onmoontlik lyk. Die Israeliete het Abba se krag gesien en hom al hoe meer begin vertrou. Abba het hulle geleer dat hy altyd naby is en altyd omgee en altyd gereed is om hulle te beskerm. Selfs vandag, wanneer ons bang, eensaam of bekommerd voel, verskyn Abba om ons te beskerm. Hy werk deur ons ouers, ons onderwysers, ons vriende en selfs stilweg in ons harte. Later het God sy volk 'n veilige land beloof waar hulle in vrede kon woon. In Jesegiel hoofstuk 28, vers 25 tot 26, sê God dat sy volk 'n veilige tuiste sal hê. Vandag gee Abba ook vir ons veilige plekke, ons gesinne, ons huise en ons gemeenskappe waar ons sy sorg sal kan voel. Die Bybel vertel ons ook van Yeshua. In Hebreërs 3 vers 1 tot 6 leer ons dat Yeshua groter as Moses is. Hy wys vir ons presies hoe Abba is. Hy lei ons, help ons en beskerm ons elke dag. En die Bybel sê dat ons God se huis is. Dit beteken Abba woon binne ons, so ons is nooit alleen nie. Selfs vandag verskyn Abba om ons te help en te beskerm. Aan die einde van die Bybel, in Openbaring 7, sien ons mense van reg oor die wêreld wat Abba saamprys. Abba vee hulle trane af, almal is veilig, gelukkig en in vrede. Abba verskyn nie net een keer nie, hy bly vir altyd by sy volk. Ons tema is vandag nog waar. God verskyn om sy volk te help en te beskerm. So kom ons sluit af met gebed. Liewe Abba, dankie dat U aan U volk verskyn. Dankie dat U beloftes hou. Dankie dat U ons vandag help en beskerm. Help ons om U altyd te vertrou. Amen. En kom ons fluister nou almal sag saam. Va'era. God het verskyn. Shalom.